Kan ek vir jou sê, wie is die duiwel se gunsteling Christen? The devil's favorite Christian is the gifted one, but who are not disciplined. Iemand wat 'n gawe by die Here gekry het. Iemand wat deur die Here geseën is met talente, met bedienings, met gawes en roepings, maar nie dissiplineerd genoeg is of gedissiplineerd genoeg om dit te kan apply, om dit deel te kan maak van 'n wandel wat die Here behaag en verheerlik en die liggaam van Christus stig en bedien. En ek glo dat geestelike dissiplines word ook aangeleer en dit ontwikkel in ons lewens. As jy suksesvol wil wees, en ek glo ons almal wil, en glo met die Here wil en begeer ons sukses, almal, sy kinders, soos 'n vader. Maar as 5 belangrike bestanddele, ingredients, as jy suksesvol wil wees. En die eerste is, jy moet 'n goal hê. En as jy 'n goal het, moet jy fokus op daardie goal. Jy moet daarna strewe. En saam met die goal en die fokus, moet jy consistent wees in jou strewe. En dan saam met die consistency, moet jy nie opgee nie. Dan gaan baie keer die invluistering van die vyand kom en sê, nee, los dit maar, skuif die doelwit. Jy moet nie opgee nie. Maar saam met die goal en die focus en die consistency en die attitude van never give up, by dit die ingredient van discipline. Om gedissiplineerd te wees, dit gaan bydra dat jy suksesvol is. En ek kan 'n paar voorbeelde noem, en ongelukkig kan ek nou net van my, dalk van die reis wat ek sien, in studies of in die werk, of selfs in wat ek doen vir die Here, of wat ek gee vir die werk van die Here. Dis aspekte wat ons geestelik gedissiplineerd moet wees, en ek kan jou beloof dat die Here se hand sal geopenbaar word. Die Here se getrouheid om sy woord te bevestig, sal in jou lewe geopenbaar word. Ek dink aan, ek was op koshuis en ons was daar geforseer om te studeer, Steenkof. Elke dag van die week, 2 ure in die middag, Vrydag aande ingesluit. So met ander woorde, namiddag vir 2 ure is dit huiswerk, en elke aand vir 2 ure studeer. Met ander woorde, dis ingedrul in ons. Glo dit as jy wil, jy sou jong mense vandag, daar was nie internet nie, daar was nie selfone nie. So met ander woorde, die distractions was min, maar daar was nog steeds die noodsaaklikheid van my om as 'n student myself te dissiplineer en te sit. En hard te werk, en uiteindelik dan die sukses of die resultate deur dissipline te verkry. Selfs in ons werksituasie, om gedissiplineerd te wees, om getrou te wees, om die beste te wees en te doen wat jy kan. En ek kan vir jou sê, as jy toegewyd en gedissiplineerd is, selfs in jou werk, die Here gee jou guns. Die Here seën en die Here sien dit wat jy doen. So ook met gee vir die werk van die Here. Baie keer as ons na ons eie begroting kyk, en dan sien jy die tekorte en ook die rede hoekom jy nie kan gee nie. Maar as ek ook die Here in hierdie area gaan vertrou, dan sal ek sien dat die Here die bron is van seën en guns, beter as wat 'n werkgewer of my eie vermoëns kan voorsiening maak. En dissipline, elke kind van die Here om daagliks met die Here te stap, te sit met sy woord en in gebed tyd met die Here te spandeer. As ons na Dawid kyk en ons kyk na Josef en ons kyk na Daniel, hierdie manne was gedissiplineerd. They were disciplined. Koning Dawid het, die Bybel sê, hy het soggens, middag en saans gebid en geprys. Met ander woorde, selfs in die tye wat sy lewe in gevaar was, wat Saul jag gemaak het op hom soos 'n dier, het hy nie opgehou om die Here toe sy omstandighede verander het, consistently en met dissipline te prys en tot die Here te bid nie. Geen wonder die Here se salwing was op hom. Hy was gelig as koning en die Here het hom met soveel wysheid en geleenthede geseën. Daniel was gedissiplineerd toe hulle hom aanbied om te sit in die koning se tafel en die beste spyse voorgesit word.
toe Daniel 'n lyn getrek en goddelike dissipline toegepas en hy het hom nie aan die koning se tafel bevind nie. He did not partake and eat of every table. Josef het ge-excel, hy het uitgemunt, hy het uitgestyg, maar hy was gedissiplineerd. Soveel so dat toe die temptation kom, toe hardloop hy weg van die versoeking af. The Lord never told us to fight, but to run from temptation. En die Here het hom geseën, want hy was gedissiplineerd, selfs al was hy alleen en niemand sien het, hy geweet, die Here sien alles. Die Here maak ons vry deur die krag van sy bloed, en hy verlos volkome. But discipline keeps the door that God open. And discipline allows us to walk in the freedom and to stay free. Daarom sien ek dissipline net so belangrik soos die bevryding wat die Here bring en bewerkstellig deur sy bloed. Discipline allows us to retain that which we received from God. It allows us to keep our salvation. It enables us, discipline, to stand in the freedom in which Christ made us free. And the world commanded us to live disciplined lives. En dit was, as ek vir die volgende gaan sê, dan glo ek, ek en jy kan relate met dit. Some of us are not under spiritual attack. En baie keer skryf ons dinge aan die duiwel toe, dan het hy geen hand in dit nie. Met liefde en groot respek gesê. Sometimes we are suffering due to a lack of discipline. Dit bloot 'n gebrek aan dissipline. En kan ek dit sê? En jy moet hiermee saamstem, ongelukkig. We have created a culture where everything is spiritual warfare. Where everything is and must be a demon. As dinge nou nie reg is in my lewe, of in my werk, of in my huwelik, of my huis, of selfs in die kerk nie, dan is dit nou die duiwel of 'n geestelike oorlog. When the reality is much of what we face is the result of one undisciplined choices. Ek praat met iemand, en die persoon staan voor 'n keuse, en hy word getak deur iemand, moet dit nie doen nie. Moenie dit doen nie, moenie daarin gaan nie. En ten spyte van die godly counsel en die conviction in my hart, dit is nie eintlik die oplossing. Word 'n tydelike solution 'n lewenslange probleem. Net omdat daar 'n ongedissiplineerde keuse gemaak word. Dierbare is in daardie oomblikke van besluitneming wat ons goddelike dissipline moet toepas. And daardie momentary pain can be lasting gain. Baie keer face ons dinge wat die gevolg is van unmanaged emotions is. En die maar ons is emosionele wesens, ons is geestelik, maar ons is ook emotional. Soms is ons meer emosioneel as ander tye, maar dis 'n deel van ons wese, wie ons is. Maar die Here se design was nooit dat die emosies ons moet beheer en besluite moet bepaal nie. Ek kan my indink, Elias sit onder 'n besembos, hy's depressed. En die engel kom by hom en sê vir hom, sien sy toestand. Hy begeer om te sterwe en einde aan alles begeer hy. En die engel sê vir hom, staan op, eet, die pad is lank. En daarom wil ek vir jou sê, moenie luister na jou emosies nie. Maar luister na die Gees inspraak en die stem van die woord van die Here, wat net soos wat Elia 'n engel as besoeker kry, wat hom daar bedien en hom daarvandaan oplig met 'n woord om aan te gaan, daar's 'n pad om te stap, daar's 'n purpose om te vervul. Het ek en jy dieselfde woord vandag, sodat emosies nie alles beheer en bepaal wat ons doen nie. Maar ons beweeg onder die inspirasie en die inspraak van die Gees en die woord se riglyne. Selfs unchecked habits hoef nie ons lewens te beheer nie.
Maar ons kan deur die Heilige Gees gelei, geïnspireer word. Kan ek ook sê, not every storm is satanic. Of satanic eerder. Nie elke storm is uit die bose uit. En dis hoekom ek sê dit met liefde. Some storms are self-inflicted. Nee, maar daar's die Here bring selfs ook storms. Vra maar van Jonah. Toe hy op 'n verkeerde pad gaan, toe bring die Here 'n storm met die doel om hom te red en terug te bring in die wil van die Here. Satan bring storms, sy doel is om te verwoes, vrees te bring. En as baie keer ek wat keuses maak, wat 'n storm oor my huis of oor my lewe en my verhouding kan bring. You see, the Bible doesn't only talk about demons. The Bible also speak about discipline. Goddelike dissipline. En Paulus, mense, ons het nou 'n stukkie van Reta gehoor, waar het sy gegaan het. As jy maar net Paulus se lewe kan kyk en waar hy het deur dinge gegaan. Hy het beproewings deurstaan. Buite die kerk, binne die kerk. Maar hy het nie alles voor die deur van Satan gelê nie. He didn't blame Satan for everything. Maar luister, sy approach tot homself deur dit wat hy gaan, hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 27. Hy sê, I discipline my body and I bring it under subjection. Hy sê, in Afrikaans sê, ek kastei my liggaam. Maar 'n beter verduideliking, ek dissiplineer my liggaam. Die liggaam verwys na die vlees en die vleeslike begeertes. Baie keer is dit nie net om agter vleeslike begeertes aan te hardloop. Dis ook die gevoel om te retaliate. Om dieselfde te doen wat aan jou gedoen is. Dis 'n vleeslike reaksie. Maar nou sê Paulus, ek discipline my body. I bring it under subjection to the Spirit, to the Word and the will of God. En hierdie woord discipline, dit beteken to train my body, to train myself. Dis om myself te oefen. En dit kos inspanning, dit kos effort. En dan beteken dit ook to restrain myself. Met ander woorde, om myself te weerhou of te ontneem van dit waarna die vlees kryf. Wat dit ook al mag wees. I train my body. I restrain my body. En dan laastens beteken, and to beat it into alignment. Met ander woorde, hy slaan dit in belyning met die Here se wil. Dit spreek van intention and effort. Self-governance and stewardship, discipline. En ons as kinders van die Here, ons weet hoe om die duiwel te bestraf. As jy baie keer in kerke en dienste, luister maar as die diens geopen word, as ons die Here prys, dan is ons mild. Maar as die duiwel begin aanval, dan lig ons sommer almal. In ons intensie, waarmee ons bid. Ons weet, we love to rebuke spirits. But we do not like to confront systems we built in our own lives. Dis wat moet gebeur. Wat ek die stelsel wat in my lewe gebou is, in feite wat ek self toegelaat het om 'n vesting of 'n stronghold te word, om dit te konfronteer en daarmee te deel. Jy sien, ek kan my so die armoede bestraf, maar ek begroot nie. Ek is nie verantwoordelik of verstandig in hoe ek met my finansies omgaan nie. Jy sien, ons kan nou nie veel doen aan ons inkomste nie. Hy's nou geset. Ons kan vertrou vir 'n mooi increase, maar dis dit. Wat ek en jy kan doen, ons kan sit en verantwoordelik en verstandig met ons expenses omgaan. We rebuke sickness
But we refuse to steward health. Manage. Verantwoordelik en met hierdie liggaam as die tempel van Heilige Gees om te gaan. We rebuke anxiety, but refuse to renew our minds. En as ek net my mind kan renew en kan verstaan wie ek is in Christus. Ek meen, Rietta is in hierdie diep pyn waar dit sy gaan. Maar daar na die plek en dis 'n pad om te stap. Sy toegelaat dat die Here se Gees haar bedien en sy die woord van die Here kan hoor, dat hy met haar is, dat hy haar liefhet, dat hy haar embrace deur haar grootste smart. En so word haar mind renew en daar word nie plek gegee vir die vyand se inspraak. Wat twyfel kon saai en kon vra, waar is jou God? I pray that we will receive correction through the Spirit. And I pray that we will not call stuff spiritual warfare, what heaven calls a lack of order. Die Heilige Gees doen hierdie werk in ons binneste waar hy ons verander, waar hy ons transformeer, waar hy ons vry maak, waar hy ons nuut maak. En ek glo elkeen hier vanoggend het daardie ervaring waar die Gees van die Here vernuwing en verandering in jou lewe bewerkstellig. But the Holy Spirit not only delivers us, He also develops us. He also trains us. He also enables us to become disciples who are disciplined. En hiermee sê ek nou nie spiritual warfare is nie reël nie, dis reël. Ons het 'n battle teen 'n unseen enemy. But spiritual maturity, en ons het laasweek oor discernment gepraat, will enable us to discern between what is demonic and what is undisciplined. Net bloot wat is ongedisciplineerdheid. Jakobus 1 vers 14, James 1:14. En hier plaas Jakobus nie die blame voor die deur van die duiwel nie. Hy sê, people are drawn away by their own desires. Word weggetrek deur hulle eie vleeslike begeertes, nie deur die duiwel nie. Deur my eie geestelike of vleeslike eerder begeertes. En jy sien, dis wat dissipline doen. Dissipline konfronteer daardie begeertes. Dit staan voor daardie vleeslike begeertes en konfront dit. En ons kan maar eerlik met mekaar wees. Sommige deure in ons lewens wat oopgegaan het en oopgemaak is nie die duiwel nie. Ek het die deur oopgemaak. Ek het daarin beweeg. Ek het langer vertoef of op 'n plek myself bevind waar die Here my nooit wou hê nie. En as ek nou dit warfare noem ek iets wat eintlik 'n konsekwens is van my keuse geestelike oorlog. Die Here is almagtig. Hy doen alles. But God is not obligated to protect us from what we willingly participate in. En ons moet bid. Ons moet vestings neerwerp. Ons moet deel word in geestelike oorlog. But we must also do the part that prayer does not replace. Gebed is kragtig. But prayer without responsibility. Ek kan eintlik sê, prayer without a disciplined life. Is eintlik spiritual laziness wrapped in religious language. Ek het vroeër na Josef, Daniel en David verwys. Jesus, he practiced discipline. He fasted. It's a lifestyle. En fasting is een van daardie geestelike dissiplines wat dissipline bring. Maak dit jy weet wat om te sê en wanneer om dit te sê. Jesus prayed early. Terwyl ander geslaap het, het hy vroeg opgestaan en een kant gaan bid.
He withdrew himself from the crowds. Nie van die byeenkomste of die vergadering van gelowiges nie, maar van die skares wat daar was om bedien te word, het hy hom van tyd tot tyd onttrek. And he submitted to the Father's will. And he modeled self-control. And the Holy Spirit produces fruit, and one of them is self-control. Galasiërs 5 vers 23. Self-control is the mastery over our impulses. Dit wat ek impulsief sou doen, beheer oor te hê. Ek glo die Here is besig om te werk in lewens. In jou hart en in jou lewe is die Here deur sy Gees werkend en besig. And if the Holy Spirit is truly working in my life, He will not just make me shout, He will also make me stable. The Holy Spirit will not just make me speak in tongues, He will also teach me how to control my tongue. Self-control, spiritual discipline. It is spiritual order, is spiritual consistency, is spiritual. So ek gaan nie voortgaan om die duiwel krediet te gee vir enige dysfunction in my lewe wat gefiks kan word deur dissipline nie. En die baas die Here bewerk deurbrake. Maar sommige deurbrake kom nie deur 'n prophecy, so kragtig soos dit is, goddelik dit rigting kan gee. Sommige deurbrake kom nie deur 'n gasspreker, so geseënd en gesalf en op tyd dit goed kan wees vir 'n gemeente of deur die volgende gospel show nie. Sommige deurbrake kom deur eerstens self-control. Sommige deurbrake kom deur accountability. Dit kom deur structure in my lewe te hê. En ek praat van goddelike structure. Geestelike struktuur in my lewe. Dit kom deur wisdom. Sommige deurbrake kom nie deur godly wisdom te apply in my lewe. Sommige deurbrake kom deur gehoorsaamheid aan die Here. En dit alles kan ek saamvat deur 'n lewe van dissipline voor die Here te lei. Die duiwel is besig, moenie 'n fout maak nie. Maar soms is ek besiger om myself te saboteer. Van dit wat die Here in my lewe wil plant en wil doen as 'n disipel van die Here. Daarom moet elkeen van ons geestelik groei en volwasse word en daar ophou om onverantwoordelikheid te vergeestelik en 'n disciple who are disciplined te word. Die Here veg vir ons en hy beloof om dit te doen. But God will not do for us what He has given us the power to do ourselves. Dis my verantwoordelikheid om gedissiplineerd te wees. Daarom sê Paulus, ek discipline my body and bring it in subjection. Ek het al ervaar hoe die krag van die Here bevryding in my lewe bewerkstellig. Regtig hoe die salwing jukke breek. En jy staan op en jy ervaar die vryheid. Jy ervaar in jou gees die Here se krag en sy salwing het 'n juk gebreek. Het 'n houvas losgemaak. Die krag van die salwing wanneer daar gebid of selfs gespreek word onder die inspirasie van die Heilige Gees bring bevryding. Ek weet waarvan ek praat, dit bring verlossing, dit bewerkstellig oorwinning. Maar die belangrike is, wat doen ek na daardie aanraking? Wat doen ek nadat hierdie encounter my lewe bedien het? Nadat die kettinge of die bindings gebreek is. En die Here maak vry, maar ek wil sê deliverance is not the end of the journey.
It is the beginning of a new life in Christ Jesus. Hoekom? Hoekom is dit nie die einde nie? Want die duiwel stap nie stil weg nie. He doesn't retreat quietly. Hy kom weer met 'n counter-attack en hy wag net vir die regte oomblik en die geskikte geleentheid om weer terug te kom. Therefore the goal is not to break free but to stay free and to build forward in Christ Jesus. Dis waarin die Here ons vat. Dis waarheen die Gees van die Here ons aan die hand neem en lei om in vryheid te stap en in daardie vryheid te kan staan. En dierbare vryheid is nie net om uit te haal wat verkeerd is nie. Dis om ook te cultivate wat reg is. Om te kweek in my lewe dit wat goddelik is. Dit wat die Here behaag. And the greatest mistake us as believers can make after a powerful breakthrough is returning to the familiar, old environments, broken mindsets, and passive faith. Dit is passiewe geloof. Dis nou geloof wat bely, maar hy doen nie. Dis nie aksie nie. Dis nie dade wat dit bevestig en bekragtig nie. Passive faith is dangerous and destructive. So let us apply faith that is sustained or confirmed by works and establish disciplines to sustain what the Lord has done. Die laaste skrif waarmee ek wil sluit is Johannes 8 vers 31 en 32. Jesus sê aan die Jode wat aan hom geglo het. Met ander woorde, hy sê dit vir sy volgelinge. If you abide in my word, as jy in my woord bly. Die woord bedien ons. Maar as dit die Here sê ons moet verder gaan, dat ons in hierdie woord bly en in hierdie woord bly sal impliseer ek doen wat die woord sê. Ek gehoorsaam die woord, ek volg die riglyne van die woord, ek pas die woord in sy hele omvang in my lewe toe. If you abide in my word, you are my disciples indeed. En dan vers 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. If we obey the truth, we will be free indeed. Die laaste verklaring, stelling. Deliverance through the blood of Christ sets us free. But spiritual discipline will keep us free. Spiritual discipline and discipleship will keep us free.